Goeiemôre gemeenskap van gelowiges, is vandag Vrydag, die 30ste Mei 2025. Hierdie week het ons uit die eerste hoofstuk van Handelinge gelees. Nou, in die eerste klompie verse tot by vers 11 het daar eintlik baie gebeur. Dan van vers 12 af tot die einde van die hoofstuk gaan dit meer oor wat gebeur na Jesus se hemelvaart. En dis nou uiteraard voor die uitstorting van die Heilige Gees. So ons gaan net so 'n paar verse uit daardie gedeelte uit vandag lees. Kom ons begin by vers 12. Daarna het hulle na Jerusalem toe teruggegaan van die berg af. Dit is die Olyfberg, vlak by die stad, 'n sabbatsreis ver. In die stad aangekom is hulle na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik vertoef het. Dit was Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas, seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind volhard in die gebed, saam met 'n aantal vroue, onder wie ook Maria, die moeder van Jesus. Sy broers was ook by. Interessant as ons hierdie gedeelte lees, is eintlik een van die baie min kere in die Nuwe Testament waar ons van Jesus se bloedfamilie meer sou lees, soos hier. Maria, die moeder van Jesus, en sy broers was ook by. Ons weet nie veel van hulle af nie, maar dit is goed om te weet dat hier is 'n ondersteunende netwerk en 'n klompie mense wat saam met mekaar hulle seer en hulle verlies deel, maar ook in 'n sekere mate, en dis waarby ons uit 'n Nuwe Testamentiese oogpunt terugkyk, 'n verwagting deel. So, na Jesus se hemelvaart het die apostels dan, staan hier, dadelik na Jerusalem toe teruggekeer en saam gebid. Jesus het vir hulle voor die tyd gesê dat hulle die Heilige Gees binne enkele dae sal ontvang. Nou, ons weet ook uit die geskiedenis hiervan dat ongeveer 10 dae nadat hy na die hemelvaart het die uitstorting van die Heilige Gees wel plaasgevind. Die interessante is dat hulle biddend hierop gewag het. Jesus het vir hulle geleer dat 'n mens gereeld met God praat en dat jy dit op 'n sekere manier doen, jouself voor God eintlik klein maak. En daarom is dit belangrik om te sien wat hulle hier doen. Hulle het eensgesind volhard in die gebed. Vir wie bid hulle? Wat vra hulle? Dit word nie hier gesê nie. Miskien sou ons uit hierdie gedeelte kon saamvat vir ons, vir die res van ons lewens, as jy voor 'n probleem, of 'n moeilike taak, of 'n belangrike besluit, of selfs 'n verwarrende situasie te staan sou kom, moet jy heel eerste om die krag en leiding van die Heilige Gees bid. Bid beteken ook dat jy sal vra en dat jy sal luister. En vanuit hierdie teksgedeelte dat jy ook sal wag. Daarom moenie dit wat jy dink, die werk, oorhaastig aanpak en hoop dat alles goed sal uitwerk nie. Bepaal hoe God jou deur sy woord en sy Gees lei. Maak seker. Hierdie manne met Maria en sy broers het juist dit gedoen. Kort daarna kies hulle dan weer 'n nuwe 12de apostel om saam met hulle te gaan, en dan vind ons in hoofstuk 2 die uitstorting van die Heilige Gees. Kom ons maak ook soos hierdie apostels. Wanneer ons nodig het, is ons stil en ons wag in gebed. Here Jesus, dankie vir wat U vir ons geleer het, hoeveel keer U Uself afgesonder het om te bid en te wag en steeds die werk van U Vader te doen. Vir ons, Here, ons bid dat U ons sal seën met U teenwoordigheid, dat wanneer ons bid, U ons sal antwoord, en dat U vir ons sekerheid sal gee te midde van tye wat soms moeilik is. Mag ons in alle opsigte en vir alles altyd
eerste met u daaroor in gesprek tree. Ons bid dit in u naam, die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.